gefokuste mense wat hulle lewe vir die Here gee, soos hy sy lewe vir ons afgelê het. En dan die laaste vers wat die Heilige Gees sing, eerste een loof God, want hy is wonderlik, hy het vir ons 'n verlosser gestuur. En jy kyk die tweede vers, jy sal die pad vir hom gelyk maak, en wat sal hy kom doen as hy hier is? Wie is hierdie kind? Die laaste deel sê vir ons iets sien van hom. Soos die môreson, vers 28, sal hy opgaan, en hy sal in die hoogte op ons afstraal, en hy sal lig bring vir die wat in die duisternis sit, en wat lewe in die skaduwee van die dood. Hy sal ons voetstappe kom rig op 'n pad van vrede. Hy sal lig bring. As die Bybel praat van lig en duisternis, dan praat hy hoofsaaklik van geestelike goeders. Hy praat van die feit dat ek en jy duisternis is, ek het binne in ons, dat ons donker kan wees hier binnekant. Jy kan op 24, 25 Desember kan jy lê op 'n warm strand ergens, Cinema, Hartebos. En jy kan lê, jy kan velkanker opdoen, mag jy dit nie doen nie, maar die son kan so helder skyn dat jy sê, dis te warm, en die lig is te skerp, en jy wil amper 3 sonbrille opsit. En jy kan donker wees in jou hart, en ek kan donker wees in my huwelik, en ons kan donkerheid ervaar in ons land. Duisternis is 'n geestelike eienskap. Daarom sê Jesus, ek het gekom, ek het die son gegee, ek het die maan gegee, ek het die skepper gegee, maar dit is nie genoeg nie, ek moet lig bring. En ek is die lig, hoor wat sê Jesus later, ek is die lig vir die wêreld. As iemand my volg, as jy jou hart vir hom oopmaak, jou gees vir hom oopmaak, jou lewe vir hom oopmaak, dan sal daai persoon die lig hê wat lewe sal gee, sê Jesus. Ware lig, verligting, verheldering, heerlikheid. Jesus kom in met Kersfees en hy gee vir ons lig. Daarom noem ons dit Kersfees, omdat Kers lig gee. Daarom sit ons liggies in ons voorkamers en in ons winkelvensters en in ons strate. Dit is asof ons vir mekaar sê, onthou die lig het gekom. Nou kan ek vir jou vra vanmôre, het jy die lig ontvang, het jy die gordyne van jou lewe oopgeskuif, het jy die deure oopgemaak, het jy gesorg dat die lig 'n werklikheid kan word in jou lewe. Jesus is die lig. En ek en jy het nodig om sy verligting te ervaar. Nie waar nie? Daar is soiets soos finansiële duisternis, sosiaal-politieke duisternis, selfs teologiese duisternis. Ons het nodig om verligting te kry. Jesus is die lig vir die wêreld. Ontvang wat jy kry verligting. Jesus is die weg, die waarheid en die liefde. Almal vind die Vader in u kom. Hy is die deur, en as jy hom ignoreer, dan is Jesus roer in die nacht. Ek neem die nacht, en ek maak dit dag, want ek stiele, dat elke mens wil, maar ek moet eers, as ek hoor en eers, dan sal ek skyn, en jou duisternis verdwyn. Nicodemus was 'n leraar, en sy kennis was baie groot, maar ek sê voorwaar, hy is geestelik dood. Hy moes eers weer gebore word, uit water en uit gees, die koninkryk sou dan eers duidelik wees. Ek neem die nacht, en ek maak dit dag, want ek stiele, wat elke mens wil, maar ek moet eers, as ek hoor en lees, dan sal ek skyn, en jou duisternis verdwyn. Stop met te keer, laat jou verkeer, word nou seker, en jy sal die lewe vind, moet nie langer wacht,
hy skyn, sal jou duisternis verdwyn. Here, dankie dat jy die lig is. Dryf uit die duisternis in ons huise en ons harte. Kom, skyn in ons. Kom ons sing stille dag, heilige dag, 'n pragtige lied wat sê, lig het gekom, en die Vader se ryk is nog 60, lig uit die Vader se ryk. Kom ons sing van die lig. Die duisternis is nooit sterker as die lig nie. Skakel hom net aan. Die lig het gekom. Soos die môre son sal hy opgaan en skyn oor ons lewe. Stille nag. En die besef dat hierdie die laaste dag is van hulle aardse bestaan. Miskien is daar mense wat vandag op pad ry, of mag dit nie so wees nie, maar miskien ry hulle op vakansie hou, en dit is nie pad. Oorval die skade weer van die dood. En is hulle leven voorbij. Ek lees gisteraan in die Volksblad, lees ek van die vroukie wat een raai veld op begin het, en hoe dat sy 5 geliefdes op een slag verloor. 2 kinders, 3 kleinkinders. Ons leven die skade weer van die dood. Ons weet nie wanneer, ons gaan nie allemaal van ons moet gaan, ek weet nie wanneer nie, maar die wonder is dat Jezus wat gekom het vir mense die skade weer van die dood oopbring, want hy bring lewe. Oor wat sê Jezus, ek het gekom, Johannes 10 vers 10, dat jylle lewe kan hê. Ek is die opstanding, ek is die lewe. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe.
Waarvan praat hy? Hy praat van 'n lewe wat tot in ewigheid hou, maar wat hier op aarde reeds betekenis het. Dat die oomblik wanneer ons die Jesus kind ontvang in ons gees deur geloof, kom breek lewe in ons doodsbestaan en lewe ons, dat as ons dan ons aardse lewe moet beëindig, ons liggaam moet neerlê, dan lewe ons. En dis vanuit 'n duidelike afskeid van ons liggaam, want ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Jy sien, die dood het nie meer angel nie, die dood maak ons nie meer dood nie. Die dood is 'n deurafswaaiende dimensie van lewe, en dis Kersfees. Sien die nuwe vars piep babatjie lewe in die krib. Besef dat hy lewe is jou en my lewe. Daarom sterf hy aan 'n kruis, sodat ek jy kan lewe, vir ewig kan lewe. Ontvang die lewe. Jesus bring lewe. Daarom sing ons opgewonde liedere. Kom ons sing die tweede laaste lied baie vinnig wat sê, ek weet verseker, ons het nie die woorde nie, maak nie saak nie werk nie. Kom ons sing dit, ek sal dit voorsê. Ek weet verseker dat Jesus leef, en hy lewe binne my. Dis mos wat die Bybel sê, die waarheid. Kom ons sing dit, lieve vriende. Ek weet verseker dat Jesus leef, dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloren, maar deur sy bloed, is daar nou lewe, is daar nou lewe, hier in my gemoed, hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is my leidsman, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, hy is
die kerk van Bethlehem, ontvang die lewe. En vier die lewe. Kersfees is 'n lewefees. Dankie vir die tyd, ek sluit af. En hy het gekom om lig te bring, vir ons lewe te gee, die skaduwee van die dood. Natuurlik het hy gekom om vir ons vrede te gee. Engele se vrede op aarde, dit kan nou werklikheid word. Jesus sê later, vrede gee vir julle, ek gee my vrede, ek gee nie soos die wêreld probeer gee nie, want hy kan nie. Maar ek het ware vrede. Ek kan die storm stil maak in jou gees. Ek kan die binnekant in jou kan ek vrede gee. Wat geen geld kan koop nie. Selfs in ons onstuimige, die mekaar wêreld. Vrede binne jou. My naam sê Jesaja 9 is die vredevors, die vredeprins, wat my jou regeer. En ek sal vrede vir jou gee. Het was dit nie nodig in ons land. Midde van al die kapings, verkrachtings en die moorde, midde van al die korrupsie, al die onmin, en selfs langer as 'n dekade terug van 1994 mense wat nog in verwydering lewe en wat nie by mekaar kan uitkom nie. Met soveel onvrede en haat uitkeer in die hart. Jesus sê, ek wil so graag vir jou vrede gee, want onvrede maak ons dood, liewe vriende. Vrede is gesond vir ons. Is gesond vir jou liggaam. Is gesond vir jou gees. Gesond